almal, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie. Ons is steeds op reis deur die boek Handelinge en vandag se ontdekking kom spesifiek bietjie uit Handelinge 16 tot 18. Ons is in die tweede fase van Handelinge en dit is Paulus se reise en hierin ontdek ons hoe Jesus se evangelie deur die Gees soveel meer mense aanraak. Die kring raak net al groter van hoe die evangelie uitbrei in die wêreld. Ons sien die begin van die kerk in Europa in hierdie gedeelte. Ons sien die invloed van verskillende mense op Paulus se reise. So ons is nou so in die tweede sendingreis van Paulus en aan die einde van vandag gaan ons ook so raak aan sy derde sendingreis. So saam met Paulus ontdek ons hoe God self eintlik, ek weet nie hoe om dit anders te beskryf as om te sê dat God self die outeur is van die evangelie die wêreld in. Hy self is die een wat dit die wêreld invat. En hy gebruik mense soos Paulus en saam met hom spesifiek hier waar ons nou is, mense soos Silas, Timoteus, om die kerk al meer te laat groei en al meer gelowiges die wêreld in te stuur. Ons sien ook hier hoe Lukas self, die skrywer van Handelinge, begin meemaak op die reis, want hy skryf van dat ons, hy praat van die ons, hy sluit homself in wanneer hy hier praat van Paulus en Silas en Timoteus, en beleef ons dan juist dat in hierdie gedeelte wat ons vandag doen, die skrywer ook 'n ooggetuie is van die gebeurtenisse, en dit maak dit nogal ekstra kosbaar. So voordat ons verder kyk na Handelinge 16, kom ons raak vir 'n oomblik stil en dan bid ons dat die Here ons ook vandag sal lei deur hierdie Bybelstudie. Here God van liefde, dankie dat ons vandag U kan ontmoet rondom U woord. Here gee ook dat ons hier in ons ontmoeting met U en met U woord deur die Gees geïnspireer sal word, sodat ook ons in die wêreld daar buite die verskil sal wees en sal leef. Die verskil wat U is. Die God, die goddelikheid, die heiligheid van U alleen sal kan gaan leef. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. So ek sê net weer, Handelinge geskryf deur Lukas, Handelinge wat afspeel in die tyd omtrent so 70 na Christus, waar ons vandag reis was so omtrent 50, 51, 52 na Christus, saam met Paulus. Ons weet ook dat ons fokusteks deur hierdie hele tyd is, dat julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Samaria, Judea, tot aan die uithoeke van die wêreld. So, net gou weer recap, aan die begin van Handelinge, was ons hoofsaaklik in Jerusalem, waar die kerk ontstaan het, en hier van Handelinge 8 af het dit al meer begin weier kring die wêreld in. In die eerste toesprake van Petrus hier tussen Handelinge 8 tot 11, sien ons hoe hierdie sirkel al groter raak in Afrika in, Samaria, en dan hoe ons, waar ons nou is, hier in Handelinge 16, sien ons hoe die grense ook begin oopgaan na Europa. So, die plekke waar Lukas saam met Paulus en Timoteus en Silas op hierdie stadium reis, sien ons in Handelinge 16 vers 10 tot 17 dat hulle is in Troas. Ons gaan ook later hier by Handelinge 20 is hulle weer in Troas en dan sien ons in volgende week se gedeelte hoe hulle dan weer terugkeer na Jerusalem en dan ons ook sien in die einde van Handelinge die skuif na Caesarea
tot in Rome. Dit is net vir my ongelooflik om te sien hoe die kerk gegroei het. Dan sien ons ook hoe God, wat ons nou gesê het vir mekaar, die een wat self die een is wat die evangelie bring, die een wat self die een is wat die instigator is, sodat dit gebeur, sodat die evangelie verkondig word. Ook ongewone mense eintlik gebruik vir die verkondiging van die evangelie, of vir die ontstaan van die kerk, Ethiopiër. Maar dit was 'n ontmande man. In Europa, waar ons vandag gaan na kyk, is dit 'n Grieks-Joodse vrou met die naam Lydia. Julle almal ken haar storie, Lydia se storie, die bekende verhaal. Dan sien ons hoe die Here 'n slawe meisie gebruik, wat die hele tyd hier agterna hardloop en skree. En hoe Paulus dan die bose geeste uit haar dryf en sy 'n volgeling word. Oh my goodness. Dit klink asof sy moes crazy wees. Dan sien ons hoe, wanneer Paulus in die tronk gegooi word, hoe die tronkbewaarder tot geloof kom, deur God wat 'n aardbewing laat gebeur, en al hierdie vreemde goed happen, alles uit God se hand uit, niks wat Paulus sê of doen laat dit gebeur nie, en dan kom hierdie tronkbewaarder tot geloof, en al wat Paulus gedoen het, hy het tot die Here gebid en sy lof besing binne die tronk. Wow. Weereens die bevestiging wat ons reg deur Handelinge sien, dat God aan die werk is ten spyte van baie dinge. Dat God die een is wat die evangelie laat uitgaan die wêreld in. En ja, soos baie ander gedeeltes in die Bybel, ontdek ons dat wanneer God roep, daar hierdie dadelike reaksie is. Ons sien dit onder die disippels en ons sien dit ook hier by Paulus. God roep en Paulus mors nie tyd nie, hy reageer dadelik, hy gaan na Lydia, hy doop haar en haar hele gesin. En oor een eenvoudige rede, omdat Lydia glo dat Jesus Christus die enigste Here is. Just that is die motivering, dat sy en haar gesin gedoop word, en dat die kerk uiteindelik daar in haar huis, in Europa, begin ontstaan. Kan julle dit glo? Dit is net amazing. So, wat ontdek ons dan in Handelinge 17 oor die verkondiging van Paulus? Wat is dit wat Paulus regtig hier verkondig? Wat is die core van wat hy verkondig? Wat ons ontdek is dat Paulus eintlik hierdie eenvoudige frase verkondig. Hy verkondig Jesus, en dan sê hy, want hierdie Jesus is die Christus. En dan die plekke wat hy begin bereik, ook hier in Handelinge 17 is dan Thessalonika, Macedonië, Berea, en die fokus die metode wat Paulus volg om Jesus uiteindelik te verkondig op al hierdie plekke, soos hy reis, is dat hy na die sinagoges toe gaan en daar met die Jode begin redeneer oor wie hierdie Jesus is, en dat hierdie Jesus uiteindelik die enigste weg na verlossing is, die enigste bron tot redding is. En hoe hy deur hierdie redenasies uiteindelik mense dan tot geloof kom. Maar ons lees ook dat hy baie teenstand veral van die Jode afkry. En hoe hy ook op 'n plek lees ons dat hy hierdie stof van sy skoene afgeskit. Want as hulle dan nie wil glo nie, hy kan net soveel doen. Wat is die sêding? Jy kan 'n perd tot by die water bring, nê? En dis presies hierdie ding. Ons kan die perd tot by die lewende water van God bring, maar ons kan hulle nie maak drink nie. En dit het Paulus eintlik net al meer gemotiveer om na die heidene nasies toe uit te reik, sodat ook hulle tot geloof kan kom. Want
gelowiges sou groei, die evangelie sou uitkring die wêreld in. En uiteindelik wat Paulus sê is, Jode, ons het julle nie nodig om die evangelie te laat groei nie. God sal die evangelie laat groei. Sommer 'n paar tekste wat ek spesifiek uitgehaal het vir myself is wat hierdie hele ding dat die Here aan die werk is eintlik bevestig. Handelinge 16 vers 10 wat sê, omdat ons tot die oortuiging gekom het dat God ons geroep het om die evangelie aan hulle daar te verkondig. Dit is die motivering, die Here wat geroep het. Dan sien ons in vers 14 dat daar staan, die Here het daar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Die Here het haar ontvanklik gemaak sodat sy die evangelie kon ontvang. Dis nou Lydia. En dan sien ons verder in Handelinge staan daar dan, glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Uiteindelik wat ons in vandag se gedeelte sien en gaan lees Handelinge 16 tot 18, is dat die Here die een is wat die evangelie laat versprei. Hy is die een wat in mense se lewens inwerk sodat hulle tot geloof sal kom. En dan sien ons hier aan die einde van hoofstuk 17 dat die evangelie bereik selfs Athene, 'n kultuursentrum van tempels, teaters en markpleine. En waar mense ook van reg oor die wêreld na toe gekom het en getrek het. En uiteindelik sien ons hier dat Paulus se bedieningsstrategie dan begin skuif weg van net sinagoges en hierdie redenasies met die Jode na ook 'n breër bewusmaking van die evangelie daar op die stadsplein, by die Pottebakkersmark, sien ons dat Paulus ook daar waar hy beweeg in die wêreld, aanhou om die evangelie te verkondig. En dit al meer mense, ook van verskeidenheid van afkomste, begin dan die evangelie te aanvaar. En sy fokus van waar hy begin om, net 'n slukkie koffie vat. Paulus se fokus, wanneer hy Jesus as die Christus verkondig, begin hy by die opstanding van die Here Jesus Christus. Want dit is die een ding wat baie nog nie van gehoor het nie. Ons sien selfs dat een van Paulus se medewerkers wat die woord verkondig het hier in sy 3de sendingreis Apollos, ons gaan later daarby uitkom. Hy het die evangelie verkondig, maar hy het nie regtig kennis gehad van Jesus se lewe, dood en opstanding nie. En mense soos Aquila en Priscilla het om daaroor meer geleer. Maar wat ek eintlik daardeur wil sê is dat daar was 'n tekort of 'n leemte in die verkondiging van Jesus as die opgestane Christus. Daai kennis van hierdie Christus moes mense nog ontdek en al meer mense bereik. So, die boodskap van die opstanding is dan as volg. Die opstanding as die skepper, dat hy uitvoering gee aan dit wat ons as mens elke dag sien in die skepping. Dat Christus uiteindelik vir ons lewe in oorvloed gee, binne die skepping, binne ons lewe in die skepping. God word as die God van die geskiedenis eintlik uitgebeeld. Die God wat die bepalende faktor is in die wesenlike leef binne die wêreld. Dan sien ons dat God die een is wat die mens gemaak het na sy beeld, dat dit is wat ons uiteindelik motiveer ook om volgelinge van hom te wees. En dan skets Paulus ook God se teenwoordigheid.
wat nie ver van ons af is nie, maar naby is. En dan sê hy, deur hom lewe ons, beweeg ons, bestaan ons, en van hom af stam ons. Dis 'n intieme, nabye verhouding. Hierdie God, wat in die Here Jesus Christus leef, en wie Jesus werklik is, as opgestane Here. Hierdie God is 'n ganse ander God. En as jy gaan lees, Handelinge 17 vers 23 tot 31, en ek wil dit eintlik lees, want jy moet dit weer en weer lees, staan daar nou, ja, wat julle aanbid, sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. So, Paulus kom aan en sê, hierdie God wat julle aanbid, ken julle eintlik nie. So kom ek verkondig aan julle wie hierdie God werklik is. En dan sê hy, God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het, hy is die Here van die hemel en die aarde, en hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Jy weet, daai ding wat ons nog steeds baie daar glo nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enige een van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Ek wil dit weer sê, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of ons is party van julle digters ook gesê het, ons stam ook van hom af. Hierdie verseël kom uit die gedig van die Griekse digter Aratus, wat omtrent 315-240 jaar voor Christus geleef het. Aangesien ons dan self van God afgestam, moet ons nie dink dat die godheid aan beelde van goud, silwer of klip gelyk is nie. Dit is bloot skepinge van menslike vaardigheid en verbeelding. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy al die mense oral op om hulle te bekeer, want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel, deur 'n man wat hy uitgekies het as die bewys daarvan vir almal. Hy het hom uit die dood laat opstaan. Die man wat die bewys sou wees vir ons almal, dat God die enigste een is wat oordeel oor lewe en dood. Wow. Dit is eintlik amazing. As mens hierdie stukkie gaan lees daai verse oor en oor, dit vertel so baie van God. God as skepper, God as enigste Here, God as die een na wie ons geskape het, wie se verteenwoordiger ons in die wêreld is. Wat uitstaan is dat Paulus verkondig God in die wêreld as die enigste Here. En dan sê hy, ons is sy beeld, ons is sy verteenwoordigers in hierdie wêreld. Glo in hom. En dan huiwer Paulus nie wanneer mense tot geloof kom om hulle te doop nie. Dis nie, okay, nou moet ek julle eers meer leer van hom en dan doop ek julle nie. Nee, hy doop hulle want hulle glo en hy doop die hele gesin. Man en vrou en kinders. Want ons is nie meer net by, en dan, hier kom baie oor die doop, lees ons hier raak. Hier gaan dit nie net oor Johannes, die doper se doop, wat die bekeringsdoop was nie. Nee, nou dat Christus gekom het, en die Heilige Gees oor ons uitgestort is, nou word ons gedoop met die Heilige Gees. En is ons deel van die afstammelinge van God. Hierdie gedeelte bevestig God se verbond aan ons, dat ons deel is van God se volk. Ek en jy moet dit glo. Daarom, daai ding wat ek so baie maal sê, jy is 'n kind van God. Jy behoort aan die Here, jy is gedoop. En dit gaan nie net oor die fisiese doop met water nie. Die oomblik wat God jou roep in hierdie wêreld en doop hy jou met sy Heilige Gees, asem hy dit in jou in.
Hy is die outeur oor jou lewe. En dan kom Paulus en hy sê, aanvaar dit nou, glo dit nou. En ja, dan sien ons hoe Paulus self deur die Here bemoedig word. Want hier waar Paulus nou in Korinthe is in hoofstuk 18 vers 1 tot 23, is die tyd waarin Paulus ook die eerste brief van die Korintiërs geskryf het, en waar as jy dit gaan lees, jy besef dat hierdie was 'n tyd waarin Paulus broos was, weerloos was. En daarom het hy hierdie versekering van God nodig gehad. En daarom staan daar dan juist dat die Here dan vir hom sê, moenie bang wees nie, ek is by jou. Op daai bevestiging aan Paulus self, sodat hy weer kan uitgaan in die wêreld in. Ons sien van Aquila en Priscilla wat by Paulus aansluit, hierdie nie net huwelikspaar nie, maar hierdie span wat ook medewerkers is in die bediening van die evangelie. En soos ek nou gesê het, hulle sou die wees wat mense soos Apollos meer geleer het van wie Jesus is. So hier in hoofstuk 19 dan, sien ons dat Paulus nou op sy 3de sendingreis begin gaan. Hy ontmoet Apollos, wat 'n goeie spreker is, maar met min kennis van wie Christus was. Daarom leer Aquila en Priscilla hom. Ons sien ook hier die groot fokusplek vir Paulus was Efese. Daaruit ook die ontstaan van die brief aan die Efesiërs. En dan baie interessant is dan nou juist die onderwerp van die doop, wat ons hier in hoofstuk 19 kry, wat uiteindelik betekenis gee aan die evangelie, en die evangelie gee betekenis aan die doop. Dit loop saam. Die een kan nie sonder die ander nie. Want daarom het Christus ook gesê, ons die wêreld moet ingaan, en ons moet mense gaan doop in sy naam, met sy woord, sodat hulle tot geloof sal kom. En daarom die teksvers ook, Handelinge 19 vers 4, wat sê, Johannes het mense gedoop as hulle bekeer het, maar hy het vir die volk gesê, dat hulle in die een moet glo, wat na hom toe kom. Dit is Jesus Christus. Paulus het vir nog omtrent 2 jaar groot werk gedoen. Aanvanklik moes nou in die sinagoges, later ook in die saal van Tyrannus. Ons sien God se wonderdade hier deur Paulus se werke. En die wonderlike vir my is, en gaan kyk maar weer daarna, ook hierdie verwysing dat hierdie wonderdade wat God doen deur Paulus baie meer is as net in woorde. Dit is in die aanraak net van klere. Ons weet dat selfs ook in Jesus se eie bediening dit gebeur het, waar die vrou net Jesus aangeraak het. En ons het hier weer sien, God is die een wat aan die werk is. Dit is nie Paulus nie, dit is nie Petrus nie. Maar die Here gebruik vir Paulus en Petrus en Lukas en Silas en Timotheus en hier vir Priscilla en Aquila, wat jy nooit van afsonderlik lees nie, wat altyd hierdie span is wat saamstap. Lees ons hoe die Here gewone mense, maar ook diverse mense, uiteenlopende mense van uiteenlopende agtergronde gebruik om sy evangelie te verkondig. Jesus is die enigste een wat mens se lewe kan verander. Nie Paulus nie, nie Petrus nie, nie een van hierdie wonderlike mense waarvan ons lees in die Bybel, kan my en jou lewe verander nie. Net God self, deur die werk van die Here Jesus Christus in ons lewe, deur die Heilige Gees se krag wat in ons woon, kan ek en jy verandering wees. Nie net sien nie, maar self wees. Einde van Handelinge 19 vers 20. So het die woord van die Here sy krag getoon
en al hoe verder versprei. Deur God self, sy werk, sy hand. Ek en jy word dag in en dag uit verseker dat God ons liefhet. Dat hy ons onvoorwaardelik liefhet. Hy gee vir ons sy genade verniet op 'n skimbord. En hy waarborg dit aan ons deur die doop. Die doop wat van my en jou sy kinders maak, wat my en jou insluit in lyf by die gemeenskap van gelowiges. Die doop deur die Heilige Gees wat ek en jy ontvang wanneer God ons roep om sy kinders in die wêreld te wees. Ontvang nou die doop van die Here in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en gaan leef nou as sy kinders. Amen. Ek sien julle dan volgende week vir die laaste gedeelte van hoofstuk 19 tot hoofstuk 28 en ek sien uit om ook hierdie gedeelte van Handelinge saam met julle af te sluit, om so ook ons reis in die wêreld met oorgawe te kan gaan aanpak. Leef as kinders van die Here. Amen. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Your love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through